Okay, so weet jy, of ek praat seker oor, ek dink hoe kom ons by cultivar keuses uit en ek dink mielies en sojas en ek het nou so my iPad ook hier oopgemaak en gou 'n bietjie gekyk hier na proewe wat ek geplant het oor en hoe hulle gedoen het. En ek dink my benadering oor cultivar keuse by my het verander van net okay, wag, hierdie cultivar het goed gedoen. Ek gaan hom vir volgende jaar plant. Want wat is goed? En dan dis hier waar ek dink keuse tussen opbrengs koop en opbrengs maak. En dan ook ek is die proewe wat ek nou doen waar ek dink baie van die proewe wat ek sien gebeur vandag nog is hierdie proewe wat die rep so saam doen by 'n ou gekom noem dit maar verskillende maatskappyproewe. Almal kom maar by die land bymekaar, kap 'n braaiertjie op, baie lekker om te plant. Maar hier teen strooptyd, die einde van strooptyd dan okay, wat was die stand gewees? Almal het daai proewe geplant teen 40,000 en hy sommer sy gestroopte stand is ook dan 40,000. Maar daar het net 28 van die een opgekom en so en dit ek soek ek wil sien wat is daai cultivar se potensiaal per 1000 pitte. So ek wil weet hy het geplant en hy het sy gestroopte stand, weet sulke goed. En dan hoe doen hy teen 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 of hoe ver, weet so ek doen field trials by my. Oor cultivars, met stande tussenin, oor bestuurzones, oor voedingsgoed. So dit is hoe ek tot by cultivar keuse kom op mielies en wie ek doen amper dieselfde vir sojas, want soja is nie vir my 'n afskeepgewas nie. Ek verstaan 5351 verskriklik goed, want ek weet presies nou al watter grondsoort doen hy, weet of in watter bestuurzone, watter land moet ek hom plant. En op daai land weet ek my biologie gaan hierdie voeding vir my gee. Ek koppel amper 'n cultivar by 'n voedingsstatuszone in plaas net van hierdie cultivar het die proef gewen, kom ons plant hom net. So en dis my benadering. So graag wil weet hoe jy dit doen. Wel, noodgedwonge is dit maar ek dink dieselfde praktyk by my ook. Ek kan nie eintlik is daar's 'n paar logiese dinge wat ons eerstens net moet oor praat is ek kan nie 'n verskriklike lang soja by my gaan plant nie, wat hou jy nie van opbrengs nie? Ek hou baie van opbrengs, wat dit vir strafdop, maar ek gaan vir jou nou sê, as ek 'n langer soja as 'n 5.5 by my plant, dan kom vat Sclerotinia om. Dit is by my in die grond, dis 'n ding wat ek moet bestuur. Lank jare het my oupa sonneblom geplant, dis waar dit vandaan gekom het, die res het dan met kontrakteers was tot my probleem. Ek het van jou oupa se tyd af. My oupa se tyd af, so as jy nou enige plaas koop, moet jy net onthou. Sclerotinia is 'n uitdaging. So ek dink daar's ouens wat great doen met die langer groeiers, by my werk dit nie. Ek kry pak sla met 'n lang groeier, hoe korter soja ek kan kry om te plant, hoe makliker kan ek hom bestuur is. Ek dink is bietjie meer moeite om 'n kort soja te bestuur, maar ek kry beter resultate daarbey. En dan ook nie by alle kort, kom ons praat van 'n 4.8 soja of 'n 5 soja. Nie al die 5 groeiklas sojas doen ewe goed by my nie. So dit moes ook eers agterkom, ons moes proewe doen. Mielies, daar's 'n paar verskriklike mielies wat hier by jou great doen, maar ek dink jou benadering met daai mielie, dit kom al so 'n lang pad wat jy die dinge toepas wat jy geleer het by jou mentors in Amerika en by ander ouens, dat dis hoekom daai mielie by jou so goed doen. By my doen daai mielie nog glad nie goed nie. Ek is 5 of 6 jaar agter jou minstens met ons grondbenadering en ons grond fisies die opbou van my mikrobelewe, ek moet nog my pH 100% reg kry. Al daai goeders maak dat daai mielie ek kan al die hektare gaan plant. Hy gaan nie by my goed doen nie. Ek mors my geld met hom. Maar daar's weer 'n ander maatskappy se mielie wat hy het baie minder behoeftes. Hy doen baie beter by my as eers genoemde. So vir nou is dit die mielie wat ek moet plant. Ek sal baie graag eendag, kom ons sê nou maar 'n 1197 wil plant. En elke jaar proewe kom, hy is vir my die maatstaf om vir my te wys hoe gesond raak my grond. Waar is ek met my bestuur van my grond? So, maar ek weet in my hart, ek kan nie my geld gaan gooi na daai cultivar toe nie,
want my grond is nie reg daarvoor nie. Dieselfde met 'n soja, dieselfde met enige gewas wat jy plant, maar ons kan nie net gaan op 'n ou wat 'n proefresultaat hier kom uitdruk, wat hulle nommer 1, eerstens het hulle homself gestroop en homself geplant en self die data verwerk. Daar's niemand onafhanklik In wat 'n die ander- dinge gedoen En het in 'n ander ou se biologie. en 'n ander ou se biologie nie. Ek wil dit proef op my plaas en in my grond sien. Dis dieselfde met die bestuurzones wat ons inbou op stand en op bemesting 10% hoër, 10% laer om te kyk of is daar 'n kiek wat ons kry daaruit wanneer ons voorskrifte doen nie. So elke jaar en ek dink dis 'n ding wat ons het dit eintlik vergeet om dit te sê in daai eerste, tweede, derde episode. Ons hou aan proewe doen op bemesting en op stand. So ook moet jy aanhou proewe doen op jou verskillende kultivars. Daar gaan 'n kultivar inkom wat by jou glad nie goed doen nie, maar by my gaan hy een van die beter goed wees. So weer eens, Ek dink mense kry kultivars wat baie goed aangepas is. Kom ons doen 73 74. Ek dink die ou 33 H56 H-reeks van Pioneer. Dit is en ek dink 1225 nou huidigelik vir my. Dink ek is een van daai kultivars. Hy is eintlik wyd aangepas. Ja. Maar hy is goed wyd aangepas. So dit is goed om daai kultivar te plant, maar jy moenie in daai gemaaksone val van hy is aangepas op wat jou huidige gaan soek 'n kultivar ja, wat jou gaan maak om jou grond nog te druk of om jou biologie en jou benadering te verander sodat jy daai kultivar kan maak werk. En ek dink 1197 is een van daai, dis gewoonlik jou reisiesperde. ja. En 1197 dink ek is een van daai, dit is 'n amper soos 'n ek dink is 'n grondonleringstoets daai. As jy hom plant nie doen nie goed met hom nie, Absoluut. dink ek is jou biologie want dis een van daai mielies wat vir jou gaan sê hoorie yes of no. Ja. Wat jou biologie en jou voedingsstatus, jou vrugbaarheid van jou grond aan betref. En ja, hy het 'n paar triks in om daai ekstra myl opbrengs te maak. Maar jy moet nie net opbrengs, jy moet nie 'n kultivar kies net om jou grond hier te stagneer en 'n kultivar wat met dit goed doen en dalk volgende jaar het jy 'n ander kultivar wat 100 of 200 kg beter doen nie. Dit is goed, maar soek eintlik 'n kultivar wat jy gaan maak net jou grond ook bietjie aanpas. Jy moet die twee saam met mekaar. Moenie net een keer en hy doen nou goed en dan daar staan ons met hom nie. Jy weet, jy moet 'n ding 3 jaar doen. As hy na 3 jaar by my goed doen, dan weet ek Okay, om weier te ja, pas. ek kan hom weier doen. Of as hy na 2 jaar swak doen, nee, wag, dalk moet ek nog hier en daar 'n bietjie verander om nog te verbeter. Jy weet, so dit is 'n kultivar keuse is nie net vir my, ek kan nie net gaan op een ding wat ek besluit het en weet hierdie kultivar het goed gedoen, nou plant ek hom die volgende 3-4 jaar nie. Ek dink daar is kultivars wat ek plant op van my huurgrond, weet wat ek nou nie noodwendig soveel geld wil aanspandeer nie, alhoewel ek my huurgrond ook selfe benader as ek my ander goed doen, maar ek meen jy's nooit verseker of gaan jy dit weer werk nie. Ja. Maar as jy huurgrond mooi oppas, die ou by wie hier sien ook dit en ek moet sê dit tel ook ek dink in jou guns as jy huurgrond oppas, maar 'n huurgrond kultivar is eintlik een van daai, dit is 'n ou staatmakery. Dis hy gaan nie uitskiet nie, maar hy gaan ook nie swak doen nie, maar jy soek daai middel net bo middel, weet so daar is sulke genetika ook, maar moenie 'n huurgrond kultivar op jou eie plaas plant nie. Soek 'n uitdagingskultivar wat jy so bietjie verder kan vat, weet in die soja kant. 'n Mielie kan jy bietjie maak opbrengs. Wel niemand maak opbrengs nie, maar jy kan makliker opbrengs beskerm op 'n verkeerde mieliekultivar as op 'n verkeerde soja kultivar. En by soja is die belangrikste ding op sojas is kultivar keuse. Naas die weer. Die weer is 'n ja of nee. Eerste ding wat jy beheer het oor is die kultivar. En ons praat nou oor Sclerotinia en sal jy 'n groeiklas 6,5 plant as jy nie kan Sclerotinia kry nie? Ek weet of ek so lank ene sal plant nie, maar Ek ook nie, want ek voel potensiaal kom en as jy dan kyk hoe hulle kom, gehardheid gaan na die langer groeiklas, maar die potensiaal kom met die korter groeies uit. En ek dink net maar nog steeds, ek dink kom ons 'n kultivar nie Sclerotinia kan kry nie. So nou toe ons in Amerika was, het ons dit gesien. Het ons dit gesien en ek hoor en ook weer is ek sal geld betaal vir dit. Ja. Want ek sê dis 6 ton of dis 6 ton of 13 jaar, daar's niks tussenin nie. Jy weet so daai, jy weet, maar kultivar keuse op 'n soja is doodbelangrik. As jy nie die regte en dis nie ook weer eens wat jou buurman plant of wat jou op ander by my, ek plant 6-7 verskillende kultivars en ek kan nie net kom ek besluit ek gaan hier nou ek posisioneer dit so wat ek medies horses vir courses doen met presisie.
Presisieboerdery is die ek gaan nou die Engelse definisie probeer Afrikaans toe vat, dit is die insameling van data, soveel as wat jy kan en al daai data bymekaar bring en jy moet besluite, vat dit, verwerk dit, kom tot 'n besluit, interpreteer dit en maak 'n werkbare plan van dit af, so en dit is waar deur al daai data en goed en kultivar keuses en goed wat jy op sojas en goed doen, posisioneer jy dan elke ding vir elke spatial management, elke so wat hierdie stoor nou blokke ingesny het, elke blok op my plaas by my saad, elke 2 by 2 meter hanteer ek nou as sy eie bestuursone, so in my sojas bestuur ek op daai selfe vlak en dan posisioneer ek 'n soja op elke een van daai bestuurzones van my en dis hoekom ek dink redelik baie sukses het op sojas, want horses vir courses, maar ek moet die regte kultivar doen. Wie by die regte kultivar gaan doen is, die beste proef wat jy kan doen by jouself, is nie 'n blaarbespuitingsproef of enige sulke dinge nie, is 'n kultivar proef op sojas. Nou, hier's 'n ding wat ek Amerikaners geleer het, en ek het al vir 'n paar ouens hier ook gesê, so hoe weet jy watter kultivar en groeilengte moet jy by jou plant? So jy gaan plant, jy vat jou planter, wel as jy 24 ry het, gaan dit baie vinniger gaan, maar as jy 4 ry het, gaan dit 'n bietjie langer vat. Begin op ry 1, jy plant eintlik 'n ry en so gaan jy, maar jy gooi 'n groeiklas in elke ry. Dan kyk jy aan die einde van die seisoen waar daai klokkies waar hulle gevorm het. Dan sien jy okay, dis 'n 5.5. Dan gaan koop jy 5 of 6 maatskappye se 5.5. Ja. En jy begin rondom dit soek vir die beste kultivar. Dit is maar my rule of thumb, dis die maklikste om by die regte kultivar uit te kom, want jy kan die regte kultivar plant met geen bestuur en hy gaan sy kan bring, jy gaan 5 ton stroop, maar jy gaan die verkeerde kultivar plant en jy gaan alles wat jy in die hande kan kry spandeer op hom. Jy ook al 5 ton stroop, maar dis nie geld maak nie. Dit gaan jou geld kos. Maar jy kan die regte kultivar vat en jy kan vir hom bietjie druk en hy gaan vir jou, dis hy 6 en 7 ton goed. Vir my die eintlike vir my die enigste rede hoekom ek dink ek plant 3 groeiklasse wat ek probeer plant. So 'n korter een, dan 'n bietjie langer een en dan 5.5 is die langste wat by my plant, maar dis om my strooptyd te bestuur. Ons het al so met proewe dit so uitgesif dat ek kry redelik konstante hoër opbrengste uit al 3 groeiklasse uit. Hulle werk vir my redelik goed, die spesifieke kultivars wat ek gekies het, maar ek moet net onthou op die einde van die dag, jy moet daai goed afhaal en wegry. Ons kan nie alles gelyk, alles gelyk nie, en dan dit het daarom vir my gewerk hierdie jaar. Ek het 'n redelike hoeveelheid haal gehad. Jammer baie haal. Drink op daai. Op 'n skaal van 1 tot 7 was dit nou maar so gewees. 8 gewees. Kyk as jy nou nie daai haal gehad het nie, nee. So maar daar was daarom nog sojas gewees wat nie heeltemal reg was nie. Daar het ons great gestroop. Dit het dinge eintlik heeltemal verander. Die uitkomste heeltemal verander. My goed wat ek gedink het gaan my swakste opbrengste gee, is die goed wat uiteindelik vir my toe nou opbrengste gee, want die res op die grond gelê. Ja, maar daai kort boontjies is kak man, jy moet ons daai groot goed plant. Daai mooi foto sojas. Ons kan nog baie lank oor dit ook praat. En ek het gesien hoe val daai goed om en hoe lê hulle op die grond en hoe moeilik raak dit om hulle te stroop. Veral as jy nie in kan kom in jou lande nie, want is te nat vir te lank. Dan risiko ons kom terug. Ons gaan baie terugkom. Ek gaan baie vir jou sê, maar ons kom terug na risk management. En dis wat 'n kultivar keuse vir jou doen. Jy beheer weer eens jou risiko. Jy beheer dit soveel as wat jy kan. Om versekering te gaan uitneem op 'n soja, mielies is dit daarom nie so duur nie, maar op soja is dit belaglik. Ek dink op kultivar keuse is jy sukkel met noordelike blaarskroei. Kry vir jou kultivar wat dan bietjie gehard is. Nou kom ons nou weet ook as ons nou by siektes toe gaan. Wat sê jy van Gosses Wild en kultivar keuses? Dit gaan die beste antwoord wees. Maar ons gaan moet genetika kry en dan die oorlê op kry ek dink op die saadmaatskappye om vir ons te sê wat werk en wat werk nie. So ja, dit gaan
vir my ook. Dit gaan nog 'n gesprekkie wees daai. Dit gaan my besluite beïnvloed van wat ek plant. Ja. Ek weet nog nie of dit was oral om ons. Ons het dit ook al gehad, ons het net nie geweet nie, as jy dit net Maar ek dink ook ons grondgesondheid is darmal. Ek dink ek het 'n toets laat doen, hè. Jy het Ek het daai toets grondontledingstoets vir daai klein buisie, daai fucking duur R6,000 toetsie. Weggestuur en kom net terug sê maar my grond is natuurlik gebuffer teen Goswald. En dit van die microbiologie wat vol van die microbiologie wat daar is, weet so. En ek dink ook weer eens biologie is doodbelangrik. Weet so maar kultivarkeuse op mielies vorentoe met Goswald dink ek gaan 'n baie belangrike ding wees. Jy gaan 'n ding wil plant wat weerstandsbiedig is. Daar's 'n ding wat dit nie gaan kry nie. Appel gaan hom kry. Sekere goed gaan hom net meer kry as ander goed. Weet so ja, kultivarkeuse is baie belangrik. Weet en ja, ek dink wel. Ons kan seker nog lank praat daaroor, maar ek dink kom ons kyk bietjie aan na die gif toe. Is daar nog iets wat jy wil sê? Ek wil net sê op die Goswald ding, ek dink die eerste jaar wat jy Goswald kry is anders as jou tweede en jou derde jaar wat jy dit gaan kry, want in jou eerste jaar is jou infeksie op jou groter plante. Dis nie in jou grond nie, dit het na jou toe gewaai. Ja. Jou tweede en derde jaar is die kanse dat jy 'n infeksie kry van ontkieming af daar. En dan gaan hy vir jou byt. En dan gaan hy vir jou hart byt. So dan juist te meer is jou bestuur daarvan is bietjie belangriker, want jy gaan moet jou mielie op mieliegoed gaan jy eerstens iets moet kry wat 'n hoër weerstand het, en nommer 2 gaan jy nou of gaan jy hom brand of gaan jy hom omraak. Daar's niks as 'n boxy lion match, is die goedkoopste swamdoder bakterie doder wat daar is hierdie jaar. So daar is soveel goed wat jy aan moet dink wanneer jy sê kom ons gaan boer. Dis nie net gooi sakkie in die planter nie. So ja. So maar kom ons gesels bietjie oor die gif. Nou gaan dit oor 'n wye spektrum. Ja, hoe sê die ander ou gesê, hoe gaan daai ding van wat nie al die skelms is in die hoe loop daai ding maar nie al die skelms. Ek dink jy weet wat ek wil sê. Maar ja, daar gelos ja, so ek dink nie alle skelms is gifsmouse nie, maar alle gifsmouse is hulle het dit van melkkopers ook al gesê, hulle sê dit maar vir baie mense, so ja, so nee, daai ek dink die opsies is by gif kom, dink ek is wyd, want daar's die real deal, daar's generies, ons het generiese real deals, ons het real deal generies en weet so you name it, daar's kannetjies wat goedkoper is en dan kannetjies wat duurder is en rand en sent ja, en ek dink ook ek dink die maak-ups op van die goed en werk dit nie, en ek dink chemie ook weet en byvoorbeeld jy kan 5 mesotrione koop, daar is 'n aktiewe mesotrione in, maar die een daar's wat is weet jy het 'n carrier, wat is die carrier? Ja, wat werk jou draer? Een werk beter as 'n ander een en ek dink dit weet om dit chemie is weet dit loop so hand in hand saam met toediening weet so daar's verskriklike baie weet variasies, dit is wat is die produk, wat is jou water, hoe toets jou water weet wat is die spuitkondisies as jy spuit, hoe vinnig spuit jy, wat 'n nozzle het jy weet so wat 'n buffer het jy, wat 'n buffer het jy weet so al hoe lank bly jou mengsel stabiel, ja weet daai tipe goed weet ek min ouens dink ek weer dit hierdie jaar toe Kevin hier was het ons daai vraag gevra by die dae wat ek dink ons het dit eerstehands beleef toe daar was ja daar kom ons ja ek meen daar was dit scary om te sien kyk kom ons sit gou die drone ding. Kom ons praat gou dadelik oor die drone ding want dis die eerste ding wat my opkom toe ons nou daaroor praat oor ek dink 'n drone het 'n plek as plan Z vir swamdoders. Kyk ek sal vir 'n swamdoder is vir my moeilik om dit in 'n drone te gooi. Jy mors jou geld totaal en al as jy baie erfgeld het. Baie matches eerder. Ja, ek kan nie sien dat vir my ek sal dit nooit doen nie. Maar dit is 'n plan Z. Ja, as ons niks anders het om te doen nie, as jy net die werking van dit verstaan en wat jy nodig het om jou swamdoder te laat werk, dan maak die som van 'n drone nie vir my sin nie. Maar dis vir my op my plaas. Ek weet die ouens wat drones het gaan nou sê, kak man, weet, maar wie wat? Dit is ongelukkig vir dit is in hierdie jaar en ek meen in Amerika, Southern Rust is 'n baie groot lelike siekte. Ons het dit gesien. Ja. Jy kom uit daai land uit dan sê jy amper bloedrooi. Opgeroes ja. En dit is die meeste wat hulle nog met drones gespuit het, so op in die state op en dit is die verse wat Southern Rust nog gegaan het, is gevolg van oneffektiewe beheer oor 'n klomp verskillende
swamdoders, maar dit gaan oor watervolume. Jy kan nie met watervolume verbykom nie. En ek weet en dan sê die ou ja, maar hulle het proewe gedoen en ek sien nou die dag Bex Hybrids ook, hulle het 'n proef gedoen daarin. En as jy gaan kyk hoe groot dit is, my fok. Dis 100 meter by 50 meter. Ja. Wat as jy 100 meter by 50 meter gaan stadig ordentlik spuit, gaan jy seker dalk miskien 'n bietjie beheer kry, maar nog steeds niks wen 'n hoogloop en watervolume as dit kom by swamdoders nie. En daar by Kevin, ek het ons gesien wat se verskil dit is 'n drone, 'n vliegtyg en sy hoogloop gedoen. Ja. So ons moet dit sê dat die situasie in Amerika was dat eintlik ook maar soos by ons dat 'n verskriklike volume water in die seisoen op een slag gekry vir lank. Dit aangehou reën en gereën. So vir baie ouens was dit die enigste opsie. Ek meen met al daai turbines en goeters, die kragopwekkingsturbines wat daar is, baie plekke mag jy nie met die vliegtye spuit nie. So hulle moes met drone spuit, hulle kon glad nie met die hooglope inkom. So daai ouens dit was hulle plan Z gewees. Ja. Maar het dit gebeur? Ja, weet, dit gaan nie so reg werk so wat dit moet nie. Ja. Soos wat dit met 'n hoogloop hoogloop, ja. So ek dink ek het bly so daai kommentaar gedoen, maar ek het ouetjie by my ook wat spuit met drone. Hy doen dit baie professioneel en baie reg. Maar ek dink daar's my ouetjies wat hulle jag die hektare. Ek kan nie so ou kry nie, maar ja, jy het lekker topbemesting en dekgewasse gestrooi by my drone. Dit het lekker gewerk. Dit vat net tyd. Ja. Ek dink as jou drone ou vir jou sê dis reg, ons begin 5 uur spuit want dan is die temperatuur reg en ons gaan tot 10 uur spuit as die wind dit toelaat of die temperatuur dit toelaat. Kan jy met so 'n ou werk want hy verstaan die werking van gif en dis nie net vir die chemie opname vir die plante en vir jou mielies en hy's nie net daar vir die hektaar nie, want dit is lekker om die hele dag aan 'n ou se geld uit te spuit en jy word R300 per hektaar met 33% die natuur se skuld en 33% jou maar skuld. dit is wat gaan gebeur. Ek meen die eerste 3 ure van die dag gaan jou gif werk. En dan die volgende 5 ure is daar niks nie. Ons sien vanmiddag as die spuitkondisies reg, is die mengsel in die tank glad nie meer aktief nie, jy weet. Dis gif is geen mens 'n moeilike ding. Daar's baie jy moet so min as moontlik dinge in daai klein tankie gooi want alles beklei. Alles beklei met mekaar en jy het soveel dis so gekonsentreerd en daar's so min water nommer 1 by in daai 100 liter of 50 liter tankie, maar jy het 5 of 6 verskillende chemies daarin. Party se pH is hoog, party wil 'n lae pH hê om te werk. Party werk teen daai lae pH en dan ewe skielik dan begin die ander ding oorneem en jy sit met 'n ding in jou tank wat glad nie meer effektief is. Jy moet net wel skoon water spuit. Ja. Ja, so nee. Ag en ek dink ook weet gifprogramme vir my ook ek het nou 'n redelike idee. Ek verstaan redelik baie ek het redelike kennis oor sekere metodes van weet aktiewe en groepe chemies en goed en ek dink ek het gifreps, maar ek dink ek het vandat ek my chemie heeltemal alleen doen, het ek baie minder probleme. So ek moet dit sê en ek sê nie jag jou rip weg nie, maar dit is ek dink wat ek wil sê is doen bietjie kennis op oor en vra vir jou rep, hoorie, maar kan jy dit bietjie probeer nie? Want baie maal moet ook nie hou by een ding nie, by 'n sekere groep chemie nie, want weerstandbiedigheid, jy gaan dit net aanhelp en al doen jy dit hoe goed, ja, dan gaan die natuur natuurlik wil evolve en dit is 33% die natuur. 33% natuur se skuld. Okay, so ek wou nou ek jou gesê ek's 'n dom ou, so. Maar ek dink chemie met my chemieprogramme 'n boontjie weet ek wil so min as moontlik gif oor hom hê. En 'n mielie elke ding wat jy hoor, dis hoekom dit gif is. Soutte. Jy weet enigiets wat jy oor gaan sit, hy gaan onkruide doodmaak, maar hy gaan ander goed ook jou mielie of jou soja of jou sonneblom gaan ook bietjie gemetal. Hy gaan hom ook bietjie vashou. Jy weet so ek dink daarso en ek dink op 'n later stadium dink ek gaan ons 'n paar slim ouens kry om bietjie van te vertel van hulle goed, maar maak seker try bietjie iets anders. As jy die laaste 5 jaar 'n ding gespuit het, gaan 90 grade try iets anders bietjie en kyk net want dit affekteer jou biologie ook en ek dink aan die chemie kant so 'n bietjie rond. Ons moet 'n bietjie rond, maar ek dink ons kan 3 episodes oor chemie praat want timing in 'n dag, timing in 'n groeifase, timing op verskillende kultivars. Daar is soveel goed wat 'n impak maak op 'n ding. Ons kan nie net gaan spuit waar ons dit nou moet spuit. Die lande is nou vuil, maar dit is 2:00 die middag. Ons kan nie nou gaan spuit, dit is te warm.
Hoekom kan ons Weerstasie is 'n goeie belegging. jou weerstasie is seker een van die vinnigste ROI's wat jy gaan kry. Want of 'n Kestrel gebruik net die tools en bly by die reël. Kry waarde vir jou geld. So, Maar dis moeilik om by daai reëls te bly want jy omstandighede. klim uit die suid uit 8 uur of 9 uur want dis te warm. Dis wat ons in die laaste seisoen gesien het. Dis warm, dis droog. Klim uit, gaan speel eerder golf. Dis die beste geld wat jy kan gaan spandeer. So hy R200 op 'n golf game in plaas van om R15,000 in 'n tank te gooi en dit gaan nie werk om dit uit te spuit nie. Daar's nie sap vloei nie. Daar's nie opnames nie. Maar mense moet dit verstaan en ek dink daar's baie ouens wat dit noodwendig verstaan en nie eers van ons gefreps nie. So kennis is seker dan net maar weer mag. Weer eens moet op kennis neer so, maar Ja, en ek dink op daai noot timing gewys. toe seker dan net maar Cheers. ooit die golf gaan speel. Ja. Tyd vir om te golf. Cheers.